Matteus 25 vers 31 tot 40. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as 'n erfenis in besit. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Jesus vertel vir ons hier aan die einde van Matteus wat gaan met sy wederkoms gebeur. Hy vertel vir ons wat met die laaste oordeel gaan gebeur. Hy sê, wanneer hy kom, gaan hy die mense soos skape en bokke van mekaar skei. Hy gaan vir die skape sê, kom staan hier aan my regterkant, en vir die bokke, kom staan hier aan my linkerkant. En dan gaan hy kyk na die skape, na sy skape, sy kinders, en hy gaan vir hulle sê, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling, julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Ek was siek, julle het my verpleeg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. En dan gaan hulle hom snaaks aankyk en vir hom sê, Here, maar ons het u nooit so gesien in daardie toestand nie. Wanneer het ons dit aan u gedoen? Wanneer het ons u so gehelp? En dan antwoord Jesus hulle, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Het jy al ooit gewonder, hoe kan jy vir God iets beteken? Hoe kan jy vir God iets doen? Doen dan iets positiefs, iets goeds. Help dan 'n medegelowige, help dan 'n medemens. Want wanneer jy dit doen, wanneer jy goed is vir 'n medemens in hierdie lewe, is jy besig om God daardeur te dien, om vir God daardeur te help. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy het die voorreg, ek en jy het die geleentheid om elke dag iets vir God te doen, deur iets vir ons medemens, vir ons naaste te doen. Laat ons dit nie nalat nie. Nee, laat dit ons aanmoedig en aanspoor om juist dit te doen. Want as ons hierdie gedeelte verder lees, sien ons ook wat gaan gebeur met hulle wat nie iets vir hulle naaste gedoen het nie, wat nie gehelp het nie. God gaan vir hulle sê, ek ken julle nie. Selfs al het hulle gedink, hulle dien die Here. Selfs al het hulle gedink, hulle is kerkmense, gaan die Here vir hulle sê, ek ken julle nie, want julle het nooit iets goeds vir my gedoen nie. Toe ek honger, toe ek naak, toe ek in die tronk was, het julle my nie besoek nie, het julle my nie gehelp nie. Toe ek in die nood was julle nie daar vir my nie. En dan gaan hulle sê, maar Here, ons het U nooit so gesien nie. En dan gaan God hulle antwoord en sê, vir sover julle dit nie aan een van die geringstes van hierdie wêreld gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Kom ons laat nie na om barmhartig te wees nie, om 'n sagte hart te hê vir die mense in nood, die mense rondom ons nie. Kom ons help waar ons kan, kom ons gee wat ons kan, want ons weet, so dien ons God. Dankie Here, dankie dat ek die geleentheid het om vandag iets te doen vir U, om 'n glas water te gee vir U, om 'n broodjie te maak vir U, wanneer ek dit vir een van my medemense doen. Help my om nooit my rug te draai op mense in nood nie, maar altyd te help waar ek kan. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.